Ons teks vir vanoggend is die baie bekende Psalm 23. Psalm 23. En ek lees uit die 2020 vertaling van die Bybel, die heel nuutste vertaling. Psalm 23. En ek het hom juis gekies, hierdie vertaling, dat ons net die Psalm 'n bietjie nuut kan hoor, as wat ons hom ken. Psalm 23. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water, waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang nie vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Is nogal 'n baie mooi vertaling daarvan, nê? Regtig pragtig. Ek het al baie keer gewonder, liewe vriende, hoekom ons met skape vergelyk word. Julle al daaroor gewonder? Want 'n skaap lyk vir my baie keer na 'n baie dom dier. Is dit nie so nie? Dit lyk maar net so. Maar ek het al baie keer gewonder, hoekom nou juis skape? As ons na hierdie Psalm kyk wat ons nog hier voor ons het vanmôre en het deurgelees het, dan wil ek vir julle sê, dis 'n Psalm hierdie wat deur die eeue 'n ongelooflike impak op mense se lewens gemaak het. Iemand het iewers geskryf dat hierdie Psalm meer mense al genees het in hulle lewe as wat enige dokter ooit kon. Is nie mooi nie? Dis ook die Psalm wat ek as dominee, en julle kan maar dit toets by enige ander dominee as julle wil, wat die meeste al gevra is vir die gebruik by 'n begrafnis. By verre die meeste. As ek 1000 begrafnisse gedoen het, dan is dit seker 750 van hulle wat Psalm 23 gevra het. Dis interessant ook, die Psalm wat in Hollywoodse flieks die meeste gebruik word as daar 'n sterfgeval is of 'n graftoneel is, dan sê jy of duidelik hoor hoe die dominee pastoor die Psalm 23 lees, of jy sal hom so in die agtergrond hoor. Dis regtig die Psalm wat die meeste gebruik word. Maar dis 'n Psalm, liewe vriende, wat meer as maar net populêr probeer wees. Dis 'n Psalm wat vir my en jou ten diepste iets van die lewe saam met God probeer leer. Wat vir my en jou wil leer hoe ons in hierdie verhouding met God
'n sinvolle lewe kan leef. Ons sou dit anders kon stel. Vir ons wil leer wat disippelskap is. Dawid, wat hierdie psalm geskryf het, weet ons was iemand gewees wat as 'n jong seun skape opgepas het voor hy 'n koning geword het. So Psalm 23 in baie opsigte is geleefde ervaring. Dis Dawid wat iets met ons deel vanuit sy eie leefwêreld, wat hy so goed geken het. En is 'n geleefde ervaring op twee vlakke, vriende. Aan die een kant, die werklikheid van herder wees, skape oppas, daar in die Midde-Ooste se warm son. Maar aan die ander kant, is dit ook die geleefde ervaring op 'n geloofsvlak. Op die vlak van my verhouding met die Here. En hoe God in my lewe 'n rol speel. En wat daardie rol is. Behalwe vir Psalm 23 se populariteit by begrafnisse, is daar ook 'n sekulêre lied, baie ou, wat ook baie dikwels gevra word om op begrafnisse gespeel te word. Wie ken vir ou Blue Eyes? Almal nee. Frank Sinatra. Ek het nie met hom groot geword nie, maar ek het hom gehoor. En hy het 'n lied geskryf en gesing, My Way. En een van die lirieke in daardie lied is, I did it my way. En dis die lied wat naas Psalm 23 die meeste gevra word om by begrafnisse gespeel te word. Nou sou ou kon vra, maar waarom? Dit is eintlik baie eenvoudig. Sien, mense, ons almal wil uniek wees in 'n sekere sin, en ons wil graag hê ons uniekheid moet gevier word die dag wat ons nie meer hier is nie. Ons wil graag hê daar moet 'n nalatenskap wees wat sê, I did it my way. My lewe het uitgestaan, my lewe was uniek in alle opsigte. Ek het onafhanklik 'n sukses van my lewe gemaak. Ek het met eie insig en eie kragte en alles wat daarmee saamgaan, het ek dit gemaak in die lewe. Maar eintlik is die boodskap van Psalm 23 en die boodskap van hierdie lied My Way lynreg teenoor mekaar. Hulle trek in verskillende rigtings. Aan die een kant het ons 'n psalm wat ons iets leer oor disippelskap, en aan die ander kant 'n lied wat ons leer wat disippelskap nie is nie. In baie opsigte, vriende, leef ons lewe, of ons probeer in elk geval ons lewe so leef, aan die hand van hierdie lied. I did it my way. En ons dink dat as ons dit so doen en ons lewe so leef, dat ons eie waarde, wie ons werklik is en wat ons waarde in die lewe is,
sal ontdek. As ek goed op my eie reg gekry het, dan bou dit mos uiteindelik my selfbeeld en my statuur. Ek wil mos nie ander mense in die oë kyk, vul nie. Dat ek hulle nodig gehad het om te kom waar ek is nie. Ek wou dit op my eie doen. Is dit nie die ingesteldheid van die moderne mens nie? Ons wil dit op ons eie doen. Ons wil kan sê aan die einde, I did it my way. En soos ek gesê het, Psalm 23 vertel 'n ander verhaal. In die Nuwe Testament lees ons ook van 'n goeie herder. In Johannes 10 byvoorbeeld word daar gepraat van so 'n goeie herder, soos wat ons hier in Psalm 23 vind. En dan ontdek ons daar in Johannes 10 dat hier die goeie herder niemand anderste was en is as Jesus Christus nie. En ook Johannes 10 beskryf die verhouding tussen die goeie herder en sy skape as 'n baie besonderse verhouding. As 'n verhouding wat uniek is in baie opsigte. Byvoorbeeld in vers 3 van Johannes 10 hoor ons dat die skape luister na die goeie herder. Ons lees daar dat die goeie herder roep die skape, hoor mooi, op hulle name. Hy ken hulle. Hy weet wie hulle is. Daar's 'n baie besonderse band tussen die skaap en die herder. En hierdie herder lei hulle, soos wat ons ook in Psalm 23 lees. En in vers 4 lees ons dat die skape volg die goeie herder. Waarom? Want, word daar gesê, hulle ken die herder se stem. Hulle ken sy stem. Weet jy vriende, ek het hierdie prentjie wat hier geskilder word al in my eie lewe gesien toe ek in my eerste gemeente was daar ouens gewees wat met skape geboer het. Dit was daar in die Vrystaat. En wat vir my interessant was, hulle het nooit die skape aangejaag nie. Daar was 'n skaapwagter gewees en hy het vooruit geloop. En hy het die skape geroep en hulle het agterna geloop. Hulle het hom gevolg. Hulle het sy stem geken. Hulle het geweet wie hy is. En ek dink is juis hierdie eienskap van skape wat maak dat die Bybel van gelowiges ook praat as skape. Is dat hulle het 'n vermoë om hulle herder se stem te herken en om te volg. Dis duidelik 'n baie besonderse verhouding. En net so wil Psalm 23 hierdie unieke verhouding vir ons kom beklemtoon. Die wêreld aan die een kant wil hê ons moet dinge op ons eie manier doen. En ons moet in 'n sekere sin op 'n amper arrogante manier proklameer, I did it my way. Kom ons kyk na Psalm 23 of ons dit daar ook raak. Maar interessant is die Psalm begin met 'n belofte. Ek kom niks kort nie. Eintlik 'n belydenis moet 'n mens sê. Ek kom niks kort nie.
Ons leef, liewe vriende, in 'n wêreld wat in 'n sekere sin die hele tyd verkondig dat daar 'n skaarste aan alles is. Alles gaan opraak, nê. Met die hele klimaat ding op die oomblik word daar die hele tyd vir ons gesê ons moet sorg dat ons die aarde weer op 'n manier reg kry, want anders dan gaan daar nie genoeg kos vir almal wees nie. Daar's nie genoeg werk vir almal nie. Daar's nie genoeg dit of dat, genoeg water nie. Ons leef in 'n wêreld wat gedryf word op 'n manier deur skaarste. Maar die belydenis, die heel eerste belydenis, die heel eerste verse van hierdie Psalm sê, ek kom niks kort nie. Kom niks kort. Waarom nie? Want hy ken die goeie herder. En hierdie goeie herder is vir hom genoeg. Hy het nie meer as hierdie goeie herder in sy lewe nodig nie. Hy het net hierdie goeie herder nodig. Het is belangrik om raak te sien wat dan op hierdie belydenis van Dawid volg as hy sê, niks ontbreek my nie, ek kom niks kort nie. Die heel eerste ding wat hy sê is, en dit word in sulke pragtige prentjies vir ons geskilder in hierdie Psalm, hy lei my in groen weivelde, waar ek rus vind. So die goeie herder weet wat ek nodig het. Ek het groen weivelde nodig. En in daardie groen weivelde sal ek rus vind. Ja, hy rusgedagte kom 'n tweede keer na vore as hy sê, hy lei my na waters waar rusplek is. Weer 'n keer die twee basiese behoeftes van die mens, sorg die goeie herder voor. Kos en water. En dit bring 'n stuk rustigheid in my. Ek het nie 'n angstigheid oor wat volgende gaan gebeur nie, want ek weet hierdie goeie herder sorg vir my. En dan die derde ene, hy gee vir my nuwe krag. En vriende, in daardie wêreld waarvan Dawid praat, waar hy hierdie Psalm in 'n sekere sin homself afspeel, is natuurlik in die Midde-Ooste wat 'n baie droë wêreld is. Daar is nie baie plekke waar daar groen weivelde is nie, en daar's nie baie plekke waar daar water gevind kan word nie. So die herder moet goed wees om uiteindelik hierdie ou by die weiding, hierdie skape by die weiding te kan uitbring in hierdie woestynagtige wêreld, om hierdie skape by die water te kan uitbring. So hulle loop dalk vir dae aan mekaar om uiteindelik daar uit te kom. Hulle is moeg as hulle daar kom. Daarom die rus. Daarom die nuwe krag. Dit klink amper soos die lewe. Klink amper soos die lewe wat ek en jy leef elke dag. Dis 'n stryd partykeer. En ons weet nie altyd waar ons weer nuwe krag gaan kry nie, waar ons rus vir ons siele gaan vind nie. In die 4de plek sê die Psalm, hy lei my op die regte paaie. Dit is 'n baie belangrike ding weer 'n keer. Want as hierdie herder nie weet watter paaie om in hierdie dorre woestyn te volg nie, om uiteindelik by die groen weivelde en die waters van rus te kom, gaan hierdie skape in die woestyn sterf. Hy lei hulle dus op die regte paaie, die paaie wat lei na daardie
groen weivelde en waters van rus, waar nuwe krag gebou kan word. En hy doen dit tot die eer van die goeie herder, sodat die goeie herder die eer kan ontvang. Dan sê die Dawid, hy is nie bang nie, want al moet hy dan uiteindelik deur, soos die 33 vertaling het sê, deur doodskade weer gaan, of soos die 2020 vertaling sê, deur 'n donker kloof gaan, hy sal nie bang wees nie, want die goeie herder is daar. My vriende, dit was hierdie klowe waardeur hulle moes gelei word, om uiteindelik by ook hierdie groen weivelde te kom, was die gevaarlikste deel van hulle reis op soek na water en kos. Want dis daar waar die wilde diere, die predatore gereed was om van hierdie skape te vang. En waar struikrowers dikwels geskuil het en hierdie skape ook probeer steel het. Maar die skape weet, hulle hoef nie bang te wees nie, want hulle het 'n goeie herder. Die goeie herder is daar. Dan word daar gepraat van 'n stok en 'n staf, die twee goed. Die stok is daar om uiteindelik die predatore af te weer, te slaan, te keer, dat hulle nie by die skape uitkom. En die staf, weet ons, het so 'n hak aangehaat aan die kop, waarmee die skaapwagter uiteindelik die skaap wat so bietjie afgedwaal het, hak en weer terugbring na die trop toe. Daarom kan die skape gerus wees, sê die Psalm. Daarom sê Dawid, het hy nie bekommernis nie, is hy nie bang nie. Maar het hy opgelet, niks van dit wat tot hiertoe gebeur in hierdie Psalm, is deur die inisiatief van die skape. Dis nie omdat die skape slim is nie, dis nie omdat die skape goed is nie, dis omdat daar 'n goeie herder is. Dis God wat die inisiatief neem in hierdie Psalm. Dis Jesus Christus wat die goeie herder is, Johannes 10. Dis Jesus Christus wat die inisiatief neem om vir hierdie skape, sy kinders, sy disippels te sorg. Dis nie 'n geval in hierdie Psalm van I did it my way nie. Dis eerder 'n geval van die goeie herder het vir ons gesorg. En hier is die belangrikste les wat enige disipel, enige volgeling, enige kind van God moet leer. Behoort te leer. En dit is afhanklikheid. En nie onafhanklikheid. Dis om te weet dat jy 'n goeie herder het, dat Jesus Christus daar is vir my en jou, dat hy vir ons vooruitloop, dat ons maar net na sy stem hoef te luister sodat ons kan volg. En dit vra dan van my dat ek ook sy stem sal ken, om hom te kan volg. Daarom moet ek tyd saam met hom spandeer met die Bybel, in die erediens, waar ook al, sodat ek uiteindelik hierdie stem van God kan ken, van Jesus Christus, sodat ek uiteindelik ook kan volg, waarheen hy lei. Psalm 23 sluit af op 'n feestelike noot.
Dis asof die Psalm wil sê, dis wat gebeur as disippels die goeie herder, Jesus Christus se stem hoor en volg en doen wat gevra word. Dan gebeur daar 'n fees, dan breek daar 'n fees aan vir hulle wat in die voetspore van die goeie herder gevolg het. Vers 5 en 6 is in 'n sekere sin ongelooflik besonder. En al word gepraat van die teenstanders, die vyande in van die vertalings. Hulle kyk net toe. Dis asof hulle toeskouers is. Ek sien amper hoe lekker hulle lippe af van die lekker kos wat op die tafel kreun, waar ek en jy aansit. Dan word daar vertel van die hoof met olie. Dis 'n simbool in die Ou Testament, in die Ou Testamentiese tyd van gasvryheid. As jy by iemand aan huis gekom het en hy het jou gasvry ontvang, het hy 'n bietjie olie oor jou kop gesmeer, om daarmee aan te dui, jy is welkom, jy kan hier bly. Dan word daar vertel van die beker wat oorloop. Hierdie fees is nie 'n gewone fees nie. Hierdie fees is nie 'n fees van skaarste nie. Hierdie fees is 'n fees van oorvloed. En hier, om tot op hierdie punt te kom, het ek en jy geen inset gehad nie. Ons het nie die inisiatief geneem om daar uit te kom. Dit was nie deur my en jou inspanning nie. Ons sou nie die liedjie kon sing daar aan die feestafel, I did it my way nie. Dis Jesus Christus wat die inisiatief neem. Die disippels en die volgelinge het niks om op te roem nie, niks om oor te brek nie, vriende. Al wat ek en jy kan doen, is om deel te neem aan hierdie feesmaal. Om toe te laat dat die goeie herder ons as sy eregaste ontvang. Ons moet sy stem hoor. Ons moet op sy roep antwoord deur hom te volg. En dan is daar vers 6. 'n belofte. Waar daar vir ons vertel word dat as ons die stem gehoor het, geantwoord het op die roepstem van God en gevolg het, dan sal goedheid en guns ons al die dae van ons lewe volg. Iets van God se goedheid sal ons in die lewe beleef. Ook te midde van die swaar kry, want dis die ander ding wat hierdie Psalm nie wegsteek nie. Hierdie Psalm steek nie weg dat daar doodsgevare is nie, dat daar klowe is waar daar struikrowers vir ons wag nie, dat ons teestanders het nie. Dit ontken nie die swaar kry van die lewe nie. Maar wanneer ons die goeie herder se stem volg, sal ons sy goedheid en guns in ons lewe beleef. En ons sal altyd tuis wees in die teenwoordigheid van die Here. Liewe vriende, disippelskap is nie 'n kwessie van I did it my way nie. Dis die leuen wat die wêreld aan ons probeer verkoop.
die lewe van 'n gelowige, 'n kind van die Here, van 'n disipel, is om die stem te hoor van die goeie herder. Hoor dat hy jou roep, dat hy jou op jou naam ken, persoonlik. Al wat jy hoef te doen is om hom te volg. Amen. Here, dankie dat U die goeie herder is. Dankie dat U ons in die dorre woestyn van ons lewens kom lei. Dankie dat U ons op U naam ken. Dat U ons op U naam roep om U te volg. Dat ons bekend is aan U, Here. Dat U begeer om 'n persoonlike, intieme verhouding met elke een van ons te hê. Dankie, Here, dat ons ook U stem kan herken in 'n wêreld vol geraas. Dankie, Here, U vir ons in hierdie wêreld sorg en rus gee. Dat U ons uiteindelik laat tuiskom by 'n feesmaal wat oorloop van U goedheid en U guns. Mag ons al die dae van ons lewe, Here, tuis wees in U teenwoordigheid as U kinders. Amen.